Hoofstuk 34. Die padkaart na kulturele selfbestuur. Kom ons kyk wat sê die Amerikaanse kenner van etniese en rassegeweld van die Duke Universiteit in Amerika, Donald Horowitz is sy naam. Hy sê, dit blyk asof 'n spesiale stel instellings vir heterogene gemeenskappe benodig word om te verseker dat minderhede wat moontlik deur meerderheidsstelsels uitgesluit word, ingesluit word by die besluitnemingsproses. Die Amerikaanse staatsman Henry Kissinger het hardop gewonder wie hy moet skakel as hy Europa wou bel. Dieselfde situasie geld vir Afrikaners. As die regering Afrikaners wil bel, het hulle nie 'n nommer nie. Dis ook die geval as Afrikaners met die regering wil praat. Daar is niemand wat die mandaat het om namens of selfs ten behoewe van Afrikaners te praat nie. Afrikaners kort 'n adres, want baie voel vervreemd en sonder tuiste, omdat hulle belange nie voldoende verteenwoordig word nie. Die sentralistiese staatkundige bedeling sluit Afrikaners demokraties uit, omdat meerderhede elke aspek van die lewe van die Afrikaner as permanente minderheid oorheers. Hierdie ondemokratiese gevolg van sentralisme is een van die hoofredes waarom soveel Afrikaners soos vreemdelinge in hulle eie land voel en eerder na 'n vriendeliker westerse land wil trek. Daarteenoor is federale bedelings juis ontwerp om demokrasie uit te brei na alle gemeenskappe deur die afwenteling en herverdeling van besluitneming na gemeenskappe. Op die wyse werk desentralisering die ondemokratiese gevolge van sentralisering teen. Suid-Afrika is nie 'n federasie nie, en die regering blokkeer boonop die demokratiese grondwetlike ruimtes wat wel bestaan vir die inspraak van kultuurgemeenskappe oor grondliggende sake wat hulle ten diepste raak. Daarom ontstaan federale ruimtes spontaan van onderaf deur privatisering en die ondernemingsgees van gemeenskappe. Bureaukratiese sentralisme kan op die lange duur nie standhou teen die desentraliserende kragte van volwasse mense wat vir hulself wil besluit en bemagtigende tegnologie wat afwenteling van besluitneming onvermydelik maak nie. Mense neem beter besluite vir hulself as wat bureaukrate wat ver van hulle omstandighede verwyder is, ooit kan doen. Daarom is dit nodig dat die bedeling verder gedemokratiseer word deur die ontwikkeling van 'n staatkundige plan vir kultuurgemeenskappe soos Afrikaners. Die vertrekpunt van so 'n plan is die huidige werklikhede, die demografiese konsentrasiestrategie, internasionale beste praktyke, grondwetlike ruimtes, selfinwerkingstelling sonder dat regeringsinstemming nodig is en die voorwaardes vir volhoubare voortbestaan van kultuurgemeenskappe. Die volgende raamwerk kan as vertrekpunt van so 'n staatkundige plan dien. Nasionale forum. Gemeenskapsrade of kultuurrade word in baie wêrelddele gebruik om kulturele minderhede se belange te bevorder. In talle lande het hierdie rade uitgebreide magte oor sake wat die gemeenskappe raak. Kiesersregistrasie daarvoor is meestal vrywillig en befondsing geskied deur bydraes vir dienste gelewer, belastinginkomste en ander bronne. Hoewel die Suid-Afrikaanse Grondwet in artikel 185 voorsiening maak vir die erkenning van hierdie rade, is daar nog nie ondersteunende wetgewing daarvoor nie. Die bestaande kommissie vir die bevordering en beskerming van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe, oftewel die artikel 185 kommissie, dryf al jare lank wanfunksioneel rond, sonder om iets daadwerkliks vir kultuurgemeenskappe te beteken. Dit beteken nie dat 'n gemeenskapsraad nie as 'n selfgeorganiseerde gemeenskapsinstelling kan bestaan nie. Die Suid-Afrikaanse Joodse Raad van Afgevaardigdes bestaan al dekades lank en is 'n doeltreffende stem van hulle gemeenskap wat 'n verskeidenheid dienste organiseer. Daarbenewens bestaan die Afrikaanse Taalraad al sedert 2008 en dien as verteenwoordigende liggaam vir die breë Afrikaanse taalgemeenskap. Die Afrikaner Kultuurgemeenskap kan begin met 'n nasionale forum van organisasies wat die dienste wat gelewer word oorhoofs koördineer.
Na mate die openbare steun onder Afrikaners daarvoor toeneem, kan dit mettertyd uitgebrei word tot 'n verteenwoordigende en selfs verkose liggaam. Die forum kan ook met die owerhede skakel om brandpunte te bespreek en as skakel met ander gemeenskappe te dien. Goed georganiseerde kultuurgemeenskappe is saam met opposisiepartye, die media en ander drukgroepe een van die sterkste teenwigte teen staatsverval, asook die ondermyning van demokrasie en die regsorde. In die praktyk sal die solidariteitsbeweging weens sy groot ondersteuningsbasis en die wye reeks dienste wat reeds gelewer word, die beginpunt van so 'n forum wees. Maar ander organisasies wat die nodige steun, hoofstroomstandpunte en bewese rekord het, sal ook betrokke kan raak. Hierdie forums se strukture kan van nasionale tot op provinsiale en self munisipale vlak afgewentel word. Die forum kan verder voorstelle aan die regering maak vir nasionale wetgewing vir die operasionalisering van artikel 185 en artikel 235 van die Grondwet. Hierdie artikels handel onderskeidelik oor die beskerming van taal, kultuur en godsdienstgemeenskappe en oor alle moontlike forme van selfbestuur. Ankerdorpe. Die solidariteitsbeweging het reeds in 2018 die ankerdorpe en stede aangewys waar Afrikaners in al groter getalle konsentreer. Dit is gedoen na aanleiding van deeglike demografiese studies. Sowat 67% van Afrikaners in die land woon in hierdie munisipale gebiede. Die meeste van die kleiner dorpe is binne 'n uur se ry van groter sentra wanneer bystand of ander dienste nodig is. Die doel met die aanwysing van die dorpe is om van die wetlike voorsiening vir die verbetering van dorpe gebruik te maak om vir behoorlike dienste en deelnemende regering te sorg. Hier word na die munisipale stelselwet verwys wat vir die volgende 4 moontlikhede voorsiening maak. Eerstens 'n interne munisipale diensdistrik om dienste te verbeter, dan spesiale belastinggebiede om bepaalde behoeftes te takel, stedelike verbeteringsdistrikte waar bykomende dienste gelewer word en spesiale ekonomiese gebiede wat vinniger ekonomiese groei ten doel het. Hierdie meganismes kan na aanleiding van plaaslike omstandighede en behoeftes gebruik word. Die groter konsentrasies Afrikaners in hierdie dorpe en stede sal dit ook makliker maak om omvattende dienste bekostigbaar te lewer, byvoorbeeld veiligheidsstrukture, munisipale dienste, omgewingsbewaringsmaatreëls, onderwys en opleiding, beroepsontwikkeling en werkverwante dienste, ekonomiese sake soos infrastruktuur en energievoorsiening, gesondheidsorg, maatskaplike bystand, taal, kultuur en sportbevordering, regsdienste deur middel van privaat bemiddeling en arbitrasie, intergemeenskapsbetrekkinge, owerheidsskakeling en samewerking en Afrikaanse gemeenskapsmedia. Hierdie dienste sal gekoördineer word deur dorpsforums waarop instellings met bewese steun sitting sal hê. Dit sal onder meer gemeenskapsorganisasies, skole, kerke, sakeorganisasies en buurtwagte insluit. Kleiner dorpe sal ook vanuit die ankerdorpe gehelp word met soveel moontlik dienste as wat in die ankerdorpe aangebied word. Kulturele kantons. Sommige ankerstede kan ontwikkel tot kulturele kantons wat selfs meer dienste kan bied. Dit sal afhang van die ondersteuning van Afrikaners in daardie gebiede en die omliggende demografiese samestelling. Benewens die dienste wat kenmerkend van 'n ankerdorp is, kan dit bykomende dienste soos 'n akademia opleidingsentrum insluit. Pretoria sal vanweë getalle die hoofkantoor van deelnemende organisasies huisves, asook die hoofkampus van akademia, Soltech en ander instellings. Dit is moontlik dat groter streekdorpe en stede ook in sulke kulturele kantons kan ontwikkel, byvoorbeeld Nelspruit, die Suid- of Wes-Kaap en Bloemfontein. Indien Orania genoeg steun kry vir hulle projek om van dorp na stad te groei, kan hulle vanweë die gebied se lae bevolkingsdigtheid en minder staatsstrukture 'n volhoubare meerderheid word en bly. Net so wat 8000 nuwe inwoners is daarvoor nodig. Met Orania as groeipunt het hierdie Afrikaanse gebiede weens die westelike deel van die land se lae bevolkingsdigtheid
waarskynlik die beste kans om tot 'n volle selfbesturende kanton te ontwikkel. Vanweë die afwesigheid van groot getalle nie-Afrikaners is groter besluitnemingsmagte vir hierdie gebied nie so afhanklik van regeringsinstemming vir groter selfbestuur as digbevolkte en geïntegreerde stedelike gebiede nie. Daarom kan hulle veel makliker in die praktyk selfbestuur beoefen, wat selfs magte insluit wat gewoonlik op provinsiale of selfs nasionale regeringsvlakke uitgevoer word. Veiligheid. Misdaad kan net suksesvol beveg word as gemeenskappe beter georganiseerd is as die misdaadbendes. In die praktyk bestaan die goue driehoek van veiligheid uit soemlose samewerking tussen die polisie, wie se wetlike verantwoordelikheid dit is, privaat sekuriteitsmaatskappye en buurtwagte. Bloudrukke vir buurtwagte en die praktiese samewerking tussen hierdie drie rolspelers moet verder verfyn en landwyd uitgerol word. Tegnologie kan 'n deurslaggewende rol in misdaadbekamping speel, omdat oplossings vir die beveiliging van onder meer plase byvoorbeeld reeds beskikbaar is, maar weens koste en ander redes nog nie oral in werking gestel is nie. Onderwys. Die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, werk reeds aan 'n aanbod vir Afrikaanse onderwys, met instellings vanaf kleuterskole en laerskole tot hoërskole, colleges en universiteite. Terwyl die Solidariteit Beweging se skoleondersteuningssentrum, die SOS, besig is met 'n tegnologies gevorderde wolkskool. Dit is 'n afstandsonderrigprojek om openbare en privaat skole by te staan. 'n Tweespoorstrategie vir skole is nodig, naamlik die versterking van die selfstandigheid van openbare skole en loodsprojekte vir die vestiging van onafhanklike Afrikaanse skole. Universiteitswese. Akademia het sowat 8 jaar gelede as privaat hoër onderwysinstelling begin. Hier is reeds sowat 1000 studente wat graadkursusse doen. Die instelling is besig om stelselmatig tot 'n volwaardige universiteit uitgebou te word. Die nuwe wet op hoër onderwys, dit is Wet 101 van 1997, aangepas in 2017, gee aan privaat hoër onderwysinstellings die reg om na voldoening van sekere voorwaardes hulle self universiteite te noem. Die regulasies hiervoor is egter nog nie uitgevaardig nie. Akademia se hoofkantoor is in Centurion geleë en dit het opleidingssentrums in verskeie stede en streekdorpe. Die aanstelling van ervare dekane in die belangrikste studierigtings maak dit nou moontlik om gelyktydig aan die ontwikkeling van talle grade en 6 fakulteite te werk. Daar is in 2021 met voltydse graadkursusse begin, terwyl 'n nuwe kampus in Pretoria ook in die vooruitsig is. Daar is verder 'n Christelike Afrikaanse hoër onderwysinstelling, AROS, in Pretoria, wat onderwysers met 'n suksesvolle na-uurse model oplei, as ook die opleidingsinstelling van die Afrikaanse Protestantse Kerk, die AP Akademie. Beroepsopleiding. Die Solidariteit Beweging het 12 jaar gelede die instelling Soltech gestig om Afrikaanse jong mense toegang tot tegniese opleiding te gee. Soltech word tans uitgebrei om die volle spektrum van beroepsopleiding aan te bied. Die nuwe kampus in Centurion is pas voltooi en in gebruik geneem. 'n Ruim koshuis is ook in die vooruitsig. Vanweë die hoë koste van beroepsopleiding verskaf Solidariteit se boufonds die kapitale toerusting, terwyl die studente vir die studiekoste verantwoordelik is. Solidariteit se opleidingsfonds help soveel jong mense as wat moontlik is om te studeer. Studiehulp. Solidariteit Helpenland se studiefondsentrum het 10 jaar gelede op 'n baie klein skaal begin en het intussen alreeds meer as 5000 studente met studiehulp bygestaan. In 2019 is rentevrye studielenings ter waarde van sowat 42 miljoen rand aan 1300 studente gebied. Hierdie fondse sal egter nog drasties uitgebrei moet word om te verseker dat elkeen wat wil in staat sal wees om te kan studeer. Solidariteit finaliseer tans 'n internetgebaseerde beroepstoetser om jong mense met professionele beroepsvoorligting te help. Netwerk van werk.
Die welstand van 'n gemeenskap word bepaal deur die welstand van sy werksmag. Die voorvereiste daarvoor is 'n goed betaalde, produktiewe en hoogs opgeleide werksmag. 'n Sentrale fokus hiervan is die beoefening van beroepe. Daarmee gee ons uitdrukking aan ons gawes en talente, geniet ons persoonlike selfvervulling en lewer elkeen van ons 'n unieke bydrae tot 'n gelukkige gesins, familie en gemeenskapslewe. Daarom word aandag gegee aan die vestiging van omstandighede wat tot 'n veilige, gelukkige en vervullende werks- en beroepslewe meewerk. Solidariteit het onlangs sy eie netwerk van werk bekend gestel wat op werkbeskerming, deurlopende beroepsopleiding, indiensopleiding, heropleiding, indiensplasing, asook beroepsberading en advies fokus. Autonome beroepsgildes vir elke beroep oor die volledige professionele arbeids- en vaardigheidsspektrum word met hierdie doel tot stand gebring. Die gildes dien as wederwysige help mekaar sfere binne elke besondere beroep, asook tussen beroepe onderling. Boonop beskerm dit die integriteit van die beroepslewe teen nadelige inmenging, meer bepaald regeringsgedrewe ideologiese inmenging, om sodoende ook tot 'n gesonde groeiende ekonomie by te dra. Afrikaans. Die herbouing van 'n kulturele infrastruktuur om te verseker dat Afrikaans 'n volle funksionele taal bly, geniet hoë prioriteit. Dit behels die volle spektrum van Afrikaans se taalfunksies, van gemeenskapsmedia, onderwys en opleiding tot gemeenskapsorganisasies wat op elke lewensterrein werk. Afrikaans is een taal met vele kulture. Samewerking tussen alle Afrikaanse gemeenskappe is daarom uiters belangrik. Ekonomiese sake en infrastruktuur. Die doel van enige ekonomie is die verhoging van elke persoon se welvaart. Basiese welvaart is 'n voorwaarde vir 'n gelukkige persoonlike lewe en vir gesonde gemeenskappe. Met die oog op 'n welvarende ekonomie is dit nodig dat die voorvereistes daarvoor, soos 'n markekonomie, privaat besit en eiendomsreg, asook werkende infrastruktuur bevorder word. Dit moet gedoen word deur vennootskappe met sakelui en verwante organisasies soos Sakeliga, plus skakeling met die regering. Dit is ook nodig dat vennootskappe tot wederwysige voordeel tussen kultuur en kapitaal gesluit word. Maatskaplike sorg. As 'n beweging van en vir die gemeenskap, het die solidariteitsbeweging 'n belang by elkeen wat daaraan behoort, meer bepaald ook maatskaplik hulpbehoevende en kwesbare persone. Ons vestig gevolglik strukture vir hulpverlening aan sodanige persone, ten einde hulle in staat te stel om in 'n posisie te kom waarin hulle hul persoonlik vervullende talente kan beoefen en ook 'n bydrae in belang van die gemeenskap kan maak. Die uitgangspunt is dat mense gehelp moet word om hulle self te help, maar dat die gemeenskap verder ook 'n plig het om diegene te help wat nie hulle self kan help nie. Solidariteit Helpende Hand se bestaande landwyse strukture bied reeds 'n wye reeks dienste aan verdienstelike mense soos hulpbehoevende kinders, ouer persone en behoeftiges met gestremdhede. Meer as 5000 kleuters word byvoorbeeld daagliks deur middel van 'n voedingsprojek gehelp. Gesondheidsorg. Die vestiging van strukture vir die verskaffing van betroubare, bekostigbare gesondheidsdienste is noodsaaklik. Hierby inbegrepe is instellings soos hospitale, klinieke en dergelike forme van gesondheidsorg, sowel as behoorlik opgeleide en ervare personeel om die volle spektrum van gesondheidsorg te verskaf. As deel van Helpende Hand se Ons Spreekkamer projek word die hulp van vrywilliger medici reeds ingespan vir die lewering van basiese mediese sorg aan verdienstelike behoeftiges. Kultuur en sportbevordering. Die vestiging van strukture vir die bevordering van kultuur met inbegrip van die volle spektrum van alle beeldende en uitvoerende kunsvorme moet aandag geniet. Die onderliggende oogmerk is dat elkeen met besondere kultuur en kunsverwante talente in ons gemeenskap die nodige ondersteuning moet geniet om hulle talente ten beste uit te leef en te verfyn.
Sportbeoefening en die bevordering van sportverwante talente word bevorder deur die vestiging van fasiliteite daarvoor. Geleenthede vir deelname aan sport is ewe noodsaaklik en moet deurlopend geskep word. Regspleging. Die vestiging van selfstandige strukture vir die voorkoming en beslegting van geskille by wyse van begeleidende onderhandeling, bemiddeling en beregting is van kernbelang. Hierby ingesluit is die beskikbaarstelling van geskikte regsopgeleide en ervare personeel ten einde hierdie verantwoordelikheid na behoore te kan vervul. Die vaardigheid en fasiliteite moet omvattend genoeg wees om alle geskille met inbegrip van gesins, gemeenskaps, kommersiële en enige ander geskille van welke aard ook al spoedig, regverdig en kostedoeltreffend te besleg. Intergemeenskapsbetrekkinge en samewerking. Die oogmerk van die vestiging van strukture hiervoor is om wederwysige agting tussen Afrikaners en ander gemeenskappe in Suid-Afrika en elders in Afrika te ontwikkel en om onderlinge bystand en samewerking tot voordeel van alle gemeenskappe te stimuleer. Buitelandse betrekkinge. Buitelandse skakeling moet uitloop op wederwysige voordelige buitelandse betrekkinge en praktiese steun op kulturele, ekonomiese, opvoedkundige en politieke gebied, met Afrikaners in die buiteland met die oog daarop om hulle terugkeer na Suid-Afrika te bewerkstellig of ten minste opbouende betrokkenheid by die Afrikaanse gemeenskap aan te moedig. Goedgesinde gemeenskappe en organisasies in die buiteland, regerings en regeringsinstellings en multilaterale publiekregtelike privaat en gemeenskapsinstellings. Die Solidariteit-beweging se buitelandse skakelafdeling en ons onderskeie ledeorganisasies is reeds besig om wye netwerke in die buiteland te bou. Geskiedenis en erfenisbewaring. Die kriminalisering van Afrikaners se geskiedenis is die hoeksteen van die African National Congress, die ANC, se regverdiging van hulle rasgedrewe transformasiebeleid. Om hierdie rede is dit noodsaaklik dat Afrikaners die verantwoordelikheid vir die oordrag en bewaring van Afrikaner geskiedenis terugneem en normaliseer. Voorouers moet in die konteks van hulle tyd beoordeel word. Hulle was gewone mense wat in ongewone omstandighede buitengewone prestasies behaal het. Die foute wat in die proses gemaak is, doen nie afbreek aan die prestasie om binne enkele dekades Suid-Afrika van 'n verskroeide aarde-era tot 'n moderne nywerheidsland te kon omskep nie. Die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, die FAK, se geskiedenisprojek byvoorbeeld, die Afrikaner Internet Museum, speel 'n belangrike rol hierin. Die verwaarlosing en verval van talle erfenisse het gelei tot die stigting van die Erfenisstigting deur verskeie Afrikaanse organisasies. Groot werk word hier gedoen om landwyd historiese erfenisse te bewaar. Kapitaalmobilisering. Die groot uitdaging is om staatsdienste te lewer sonder dat staatsinkomste ontvang word. Dit is daarom nodig dat Afrikaners hulle kapitaal en koopkrag mobiliseer. Afrikaners se geld moet Afrikaans praat. Daar is reeds verskeie suksesvolle projekte soos Verseker, wat jaarliks deur die Verseker Trust miljoene rande in Afrikaanse onderwys en opleiding belê. Die Solidariteit-beweging het ook besluit om die Kanton Eiendomsbeleggingsmaatskappy te stig, met die oog daarop om lewensruimtes vir Afrikaans te skep. Die strategie is 'n vennootskap tussen kultuur en kapitaal, waarmee beleggers 'n finansiële opbrengs en 'n kulturele dividend kan kry. Kuberkanton. Die verval van talle staatsdiensinstellings en strukture, sowel as die groot koste verbonde aan die heropbou van noodsaaklike dienste deur gemeenskapsorganisasies, noodsaak die gebruik van tegnologie. Die internet bied 'n platform waardeur hierdie dienste virtueel aangebied kan word. Dit is noodsaaklik dat 'n sentrale e-selfbestuurstelsel ontwikkel word om al die beskikbare dienste aan die gemeenskap te bied. Die sentrale kuberkanton sal die punt wees waar gerieflike toegang verkry word tot 'n spesifieke gemeenskapsorganisasie wat dienste sal lewer. Die betrekkelike uitdaging
Om selfbestuur vir mense meer toeganklik en sigbaar te maak, kan oorkom word deur 3D-modelle met die hulp van kort verduidelikende video's te vervaardig. Die dienste wat hierop bekendgestel gaan word, kan die volgende insluit: veiligheid, onderwys, opleiding, 'n werksbureau vir werksgeleenthede, jeughulp soos beroepsvoorligting, omgewingsake, probleme rakende munisipale dienste, regsnavraag, maatskaplike hulp, studiehulp en lenings, Afrikaner Internet Museum, Afrikaanse radiodiens, nuusdiens soos Marula Media, inligting oor die ankerdorpe en kantons se projekte en vordering, Afrikaanse Sake Netwerk, beleggingsgeleenthede in Afrikaanse projekte, kuns en kultuur, Afrikaanse finansiële dienste, inligting oor alle organisasies wat deel is van hierdie netwerk en Afrikaanse taalbronne. Terselfdertyd kan die virtuele hoofstad ook gebruik word om buitelandse fondswerwing te doen, om meer dienste aan meer mense bekend te stel. Daar is nie meer maklike ideale planne oor nie. Die mislukking van staatsbestuur kan net volhoubaar opgelos word deur groeiende selfbestuur. Die strategie wat hier voorgestel word, is groeiende selfbestuur deur gemeenskapsorganisasies. Die vlak van selfbestuur hang af van die grootte en omvang van hierdie organisasies en die erkenning wat hulle van die gemeenskap gaan kry. Die toekoms wat ons gaan hê, is die toekoms wat ons self gaan bou.